Maar net voordat ons begin, wil ek net vir julle dankie sê. Ek dink dit is 'n groot voorreg om op so 'n aand waar ons eintlik as gelowiges reg oor die wêreld behoort is om bymekaar te kom om die Here te prys vir wat hy gedoen het en dat hy nou in die hemel is as ons hoëpriester om saam te kom en die Here te dank daarvoor, maar ook saam fees te vier oor wat vir ons voorlê. En dit is dat Jesus Christus terugkom. So julle kan asseblief my dan vanaand by Handelinge 1 vers 9 tot 11 oopmaak asseblief. Handelinge 1 vers 9 tot 11. Dit sal ook op die bord verskyn, maar dit is Handelinge 1 vers 9 tot 11. Net voordat ons lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons die Here. Vader, wat 'n voorreg is dit nie om vandag by mekaar te kom. Vader, al is dit bietjie koud buitekant, maar by mekaar te kom om ons warm liefde met mekaar te deel en ook sodoende in groot feesviering en lofprysing U naam te verheerlik. Nie net deur te sing nie, maar onsself te herinner aan hoekom Christus hierdie aarde moes verlaat. En Vader, as ons in die skrif kyk, sien ons net voordeel op voordeel op voordeel, op genade, hoekom hy moes opgaan, terwille van ons. En Vader, sodoende vra ek, mag U ons vanaand seën met U Gees, mag die ware leermeester ons harte aanraak. En Vader, mag ons vernuwe hier uitstap, herskep in ons denke, en ook sodoende met 'n huppel in ons harte, warm met die wete dat ons 'n lewende hoop het, en ook sodoende 'n lewende woord het, wat ons bestudeer. Vader, ek vra dan ook sodoende vanaand, mag U ook sodoende my sondigheid, my tekortkominge op sy sit, en Vader, mag U wil en die waarheid ook sodoende gespreek word. Vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons lees vanaand uit Handelinge 1 vers 9 tot 11, sê vers 9 vir ons. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Net tot sover, asseblief. En soos wat julle weet, is vandag Hemelvaartdag, en is eintlik 'n dag wat ons al vir 2000 jaar vier as die liggaam van Jesus Christus. Maar ons vier nie net sy wegvoering in die hemel nie, maar eintlik gewoonlik met elke preek en boodskap wat ons gewoonlik verkry op hierdie dag, vier ons ook sy terugkoms. Dis 'n teken van hoop, nie net van totsiens nie. En sodoende gaan ons vanaand na 'n paar basiese elemente kyk van eerstens hoekom Christus moes opgevaar het, maar dan staan ook 'n interessante aspek wat ek met julle wil deel, wat gekoppel is aan die hoop. Die hoop wat Christus vir ons ook in die skrif agtergelaat het om te lees, om ook sodoende in 'n wêreld wat donker is, wat moeilik is om partykeer van dag tot dag deur te kom. Nie net miskien finansiëel nie, maar miskien emosioneel, en partykeer ook dink ek geestelik ook. Omrede ons partykeer tap en ons vul onsself nie genoeg met die olie wat die woord is en Jesus Christus is nie. So as ons dan vanaand begin, sien ons dat in ons hoofteksgedeelte dit eintlik 'n tyd is van totsiens sê. En sodoende kan ons sê dat elke persoon wat hier sit vanaand weet hoe moeilik dit partykeer is om totsiens te sê. Ek weet nie van julle nie, maar ek onthou, ek was maar toe ek 'n jonger man was, of eintlik 'n seentjie was, toe ek nog 'n klein choppertjie was, soos die mooi woord sal sê. Was dit altyd vir my moeilik om vir my ouers baie te sê as ek op 'n toer gaan, maar jy's mos 'n seentjie, jy mag nie huil nie, dan brand dit hier. Ek weet nie of onthou
Onthou julle daai gevoel wat jy so kry, jy moet so sluk en dan brand dit. Maar ek glo elke persoon het al ervaar hoe moeilik dit is om vir 'n geliefde totsiens te sê, miskien op die doodsbed. Miskien as jou man of jou vrou verlang vir werk weggaan of jou kinders op toere gaan, of miskien tot jou ouers as hulle by jou kom kuier en jy het hulle lank terug gesien, nou gaan hulle weer vir 'n lang tyd ook weg. In Handelinge 1 sien ons hoe Jesus totsiens sê, nie net vir sy disippels nie, maar vir sy naaste vriende. Vriende wat hy gemaak het oor 3,5 jaar en wat hy in 3,5 jaar 'n intieme pad saam met hulle gestap het. En wat ek bedoel met intiem is, hulle het elke dag saam geëet, elke dag in dieselfde omtrek geslaap, hulle het elke dag saam gelag en partykeer ook saam gehuil. Hulle het elke dag nuwe wonderwerke gesien, nuwe openbarings gehoor van Jesus af. Maar ook in hierdie 3,5 jaar was hierdie disippels se lewens ook veranderd op 'n dramatiese, onbeskryflike manier en kan ons sê op 'n ewige wyse. Hulle was nooit weer dieselfde nadat hulle vir Christus ontmoet het nie. En ons kan dit sien tot toe Jesus vir hulle totsiens sê en opvaar in die hemel in, sien ons dat hierdie manne voortgewerk het en die werk gedoen het. Gesterf het vir hierdie Christus wat hulle ontmoet het en saam mee gewandel het vir 3,5 jaar. Maar in hierdie 3,5 jaar het hulle gesien hoe Jesus met melaatse mense werk, mense wat geen hoop in daai tyd gehad het nie. Mense wat gedink het hulle moet afgesonderd bly van die samelewing af en hulle gaan sterf alleen daar op hulle eie. En hulle het gesien hoe Jesus met 'n aanraking van sy hand hulle genees. Hulle het gesien hoe Jesus met prostituie, geldgierige tollenaars, demoonbesete mense gewerk het en hulle lewens ook verander het. Maar hulle wat dit waargeneem het, was die heeltyd veranderd. Was die heeltyd vernuwe deur elke dingetjie wat hulle sien, waarneem en hoor. Hulle het tot sy dood aan die kruis aanskou en in daai oomblik, op daai dag, op daai middag, het al hulle drome, wense en kan ons sê, party van hulle se geloof in stukke geval. En vir 3 dae het hulle agter toedeure weggeskuil in vrees, teleurstelling, angstigheid, omrede hulle ook bang was om vervolg te word. Dat dieselfde wat met Christus gebeur het, met hulle ook gaan gebeur, maar in daai benoudheid en angstigheid, en kan ons sê klein, min geloof wat hulle gehad het, kan ek nou vanaand hierso sê, het hulle in die midde van daai angs die nuus gehoor dat hy lewe. In die middel van daai angs het hulle op hierdie rollercoaster wat van emosies waar hulle net af en af gaan, is hy besig om op te gaan op die rollercoaster met hulle emosies en hulle is opgewonde en hulle spandeer toe 40 onbeskryflike dae saam met Jesus. En aan die einde van hierdie 40 dae kom ons by vandag, waar Jesus totsiens sê, waar hy weggaan, waar hy huis toe gaan, na sy Vader toe. Nou eerstens, voordat ons aanbeweeg, ek dink nie ons beskryf hoe die disippels gevoel het nie. Want onthou eerstens het hulle nog nie die Gees op daai oomblik ontvang wat vir hulle rustigheid en die vrug kweek in hulle harte en in hulle innerlike mens nie. Hulle het gehoor hoe Christus oor en oor vir hulle sê hy moet weggaan, maar hulle besef nog nie eintlik wat dit beteken nie, wat hulle gaan verkry nie, want hulle het dit nog nie gehad nie. Dis dieselfde as ek in vandag se terme dit so kan beskryf. Al die mense wat voor my sit hou van karre, nê? Almal. Maar weet julle wanneer hou jy nie meer van 'n kar nie? As jy in 'n bakkie gery het, nê? Maar as jy nog nie in 'n bakkie gery het nie, dan hou jy nog van die kar. Michaela is nou soos nee, dis nie waar nie. Sy hou van vinnige karre. Maar dit is presies dieselfde met die disippels. Hulle verstaan wat Christus sê, maar die waarheid maak nie 'n verskil al in hulle harte nie. En dit bring ons dan by vers 8, net voor ons hoofteksgedeelte van vanaand, waar Jesus net voordat hy by hierdie totsiens kom en waar hy opvaar, vir hulle werk gee. In vers 8 sê vir ons, maar julle sal krag ontvang
wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Nou weet julle wat is vir my amazing van hierdie vers? Nou eerstens kan ons met sekerheid sê dat die disippels het nie gegaan tot die uiterste van die wêreld nie. Hulle het net in Asië beweeg, hulle het glad nie eintlik in Amerika aangekom nie. Daai tyd was Amerika nog nie eers ontdek nie. Maar hulle praat hier van ons ook. Hulle praat hier van ons wat die woord sou uitdra, wat ook vir 'n ontmoeting met Christus gehad het. En dan kom ons by vers 9. En ons sien dat Jesus, en hierdie is my baie belangrik om vanaand op dit te hamer. Hulle sien nie vir Jesus simbolies opvaar na die hemel nie. Want ek weet elke een van ons sê ons glo hy het opgevaar. Maar weet julle wat, baie keer in ons lewens kom ons by 'n punt waar ons nie kan vashou aan 'n wonderwerk nie. Waar ons nie kan vashou aan iets wat nie logies vir ons sin maak nie. En ons moet besef vanaand dat Jesus het fisies en in 'n realiteit opgevaar na die hemele. Hulle het dit met hulle eie oë ervaar hoe die wolk kom en om hom weg te voer in die hemele in. Dit my is net disturbance. Okay. En dan kom vers 11 en ons hoor dat die 2 engele wat in wit klere beklee is, vir hulle goeie nuus gee met hierdie totsiens. En sê aan hulle dat hierdie is nie net 'n totsiens vir 'n ewigheid nie. Hierdie is 'n totsiens want julle gaan hom weer sien. Hierdie is 'n totsiens wat gekoppel word aan hoop, motivering, bemoediging, en hulle sê net soos wat hy opgevaar het, so sal hy weer terugkom. Dis 'n realiteit en 'n waarheid. En net voordat ons aanbeweeg vanaand, ek sal net so 'n bietjie harder praat, wil ek vir jou vra, is dit tans 'n realiteit vir jou in jou lewe dat Jesus terugkom? Want ons moet vir onsself vra, lewe ons dan tans asof Jesus terugkom? Want dit is die harde vraag wat ons vanaand vir onsself moet vra. Want ons kon sien die disippels het geleef asof Christus gaan terugkom. Met 'n sekerheid, dit was 'n realiteit in hulle lewens. Hulle hele lewens was georiënteerd om die werk te doen, om uit te gaan. Om gehoorsaamheid te toon, om te groei in hulle verhouding teenoor Christus en die Vader. Maar dan mag ons seker vanaand die vraag vra in eenvoud. En ek seker baie van hulle het dit ook in hulle harte gehad. Miskien net nie neergepen nie. En eers toe hulle die Gees ontvang het al die puzzelstukkies wat hulle oor hierdie 3,5 jaar van Christus ontvang het, sin gemaak en in mekaar gepas. En die eenvoudige belangrike vraag is, maar hoekom moes Jesus hierdie aarde verlaat? Sou dit nie vandag nice gewees het om te weet, daar in Pretoria, Jesus is daar, in 'n kapelletjie of 'n groot kapel, en ons kan daartoe gaan, met hom gesels nie. Nee, ons as mens soek daardie fisiese kontak baie keer. 'n Fisiese persoon om mee te gesels. Ons sukkel in ons kultuur om altyd aan die geestelike vas te hou. Maar dan kan ons sê die heel eerste rede hoekom Jesus in eenvoud moes opvaar, is sodat die belofte wat hy aan sy disippels gegee het, sou waarkom. En dit is dat die Gees moes aarde toe kom. Ons lees van dit in Johannes 16 vers 7, waar Jesus spreek en hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En net in daai basiese vers is ons soveel beter af as wat die disippels was, al het hulle saam met Christus geleef. Vir 3,5 jaar. Want raai wat, Christus was by hulle, maar nie in hulle nie. Ons kan hier vanaand staan en sê, maar Christus is in ons. Christus, toe hy op aarde was, kon net met een persoon op 'n slag gesels. Is dit nie waar nie? Sy tyd was beperk in sy bediening vir 3,5 jaar.
Maar die tyd wat ons saam met Christus het, sal daar wees totdat ons hierdie aarde verlaat en dan 'n ewigheid in hel saam met ons spandeer. En op hierdie punt wil ek vir julle die vraag vra: hoe benut jy hierdie tyd? Want baie keer dan dink ek weet ek en Jou sal baie keer sulke gesprekke hê. Hoe sou dit nie gewees het om met Jesus te gesels nie? Maar mense, besef ons kan met hom nou gesels. Besef ons kan nou elke dag die heeltyd met hom gesels, die heeltyd in ons wandel hier op aarde, in kontak bly met hom en sodoende 'n verhouding bou saam met hom ook. Die tweede rede hoekom Jesus moes opvaar, en ons het eintlik die laaste tyd baie op dit gefokus, is sodat hy die hoëpriester kon word. Ons moet besef, as hy op aarde gebly het en hy het hoëpriester geword, sou hy deel gevorm het van die Levitiese orde, 'n gebroke orde, 'n orde wat kort geskied het, wat gekoppel was aan 'n bloedlyn en wat gekoppel was ook eintlik aan 'n tydelike bloedlyn. 'n Bloedlyn waar, soos die Hebreëse skrywer sê, daar was baie van hulle omrede hulle moes doodgaan. Maar toe Christus opvaar in die hemel in, het hy sy posisie ingeneem, nie net as verlosser en saligmaker nie, maar as hoëpriester. En hoor wat sê Openbaring 1 vers 13, ek probeer bietjie gedeeltes kies wat ons nog nie oor gesels het nie, wat gekoppel is aan sy hoëpriesterskap. En dit sê, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op sy voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Nou hierdie is eintlik die verwysing na die Ou Testamentiese outfit, se toerusting wat die hoëpriester aangetree het. Verwys hulle hier na Christus wat hierdie kleed aan het met hierdie gordel wat goud is om sy lyf, wat nie net in die hemel is nie, staan hier, maar wat tussen die 7 kandelare is. Nou wat is die 7 kandelare volgens Openbaring 1? Dit is die kerk. Christus is in die kerk, want hy is in ons, en waar is God? Hy is alomteenwoordig, deur sy Gees. So God is oral. Maar wat vir my so mooi is, dan kan ons aanbeweeg, en ons gaan nou eintlik daarby kom, maar wat doen Christus eintlik? En sodoende vra ons dan die vraag, nou dat Christus in die hemel is, en ons weet hy sit op die troon langs sy Vader, moet ons vir onsself die vraag vra, maar wat doen hy tans? Ons spreek baie keer, en dit is waar, sy werk is voldoende, dis kom hy sit. Maar tegnies gesproke, as ons na die woord kyk, en veral die Hebreërs, sê dit vir ons dat hy eintlik tans baie besig is. Hoekom is hy besig? Met wat is hy besig? Eerstens is Jesus besig omrede hy tans die middelaar is. Hebreërs 7 vers 25 sê vir ons, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Dis 'n konstante intree waar Jesus intree vir ons by sy Vader, soos wat ons van die regverdige pad afklim, hier en daar. Maar wat vir my so mooi is van hierdie vers, en as jy dan miskien vanaand ietsie neerpen, pen Hebreërs 7 vers 25 neer, want dit gee sekerheid vir ons. Die skrywer skryf en sê, maar ons is volkome gered. Ons is nie net gered nie, ons is volkome gered in Jesus Christus. Beteken totaal en al is ons gered. Daar is nie behoort om enige twyfel te wees nie. Hoekom? Want hy is middelaar. Hoekom? Want hy tree in vir ons. Vir altyd, sê die skrywer. Daar is behoort om geen twyfel te wees nie. En as jy vanaand hierso sit, en jy het bietjie twyfel in jou hart. Mense, dis normaal eerstens. Dit is hoe jy groei. Asseblief nader die Here. Vra vir die Gees om hierdie waarheid deel te maak van jou. Omdat dit is eenvoudig om dit te verstaan partykeer. Dis moeilik om dit deel te maak. Is moeilik om dit deel te maak van jou hart. En dis gewoonlik waar ons stumble of struikel, soos die Afrikaans sal sê. Hebreërs 6 vers 19 tot 20 sê dan vir ons, en luister mooi, en hierdie is my 'n baie besonderse gedeelte. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Nou eerstens moet ons onsself die vraag vra, wat is die anker?
Die woord sê net voor dit, dat die hoop wat ons het in Christus, is die anker. So waar's die anker gehak? In Christus. OK. Nou wil ek met julle 'n storie deel, dis eintlik 'n historiese waarheid, wat ek dink ons mis, omrede ons nie besef hoekom die skrywer die term anker gebruik. Hoekom sê hy nie vas nie, hoekom sê hy nie geheg nie, maar hoekom gebruik hy die term anker? En weet julle wat was my so besonder toe ek bietjie gaan oplees daaroor? Nou, in die antieke tyd, by die hawe, mag geen skepe in die aand in die hawe ingekom het nie, want dit was te gevaarlik. Hulle het mekaar vasgery en as daar klein bootjies is, het hulle bo hulle geseil, want dit is nie soos vandag se engines wat jy om net in reverse kan sit nie. As jy vorentoe gaan, dan gaan jy vorentoe, nê? Dit vat 'n rukkie om te stop. So wat hulle gedoen het is, as hulle in die aande by die hawe aankom, dan stop hulle buite die hawe en gewoonlik buite die baai. En dan sit hulle die anker van die groot skip op 'n klein bootjie, dan roei hulle in die hawe in. En dan gooi hulle die anker af in die hawe. En weet julle wat sê dit vir ons? Die boot is geanker in die hawe, al is hy nog nie in die hawe nie. En dis wat die skrywer hier vir ons verduidelik. Hy sê vir ons dat ons is nog hier op aarde, maar as ons is al reeds geanker in die hemel. Weet julle hoe amazing is dit? Ons is die boot, nê? En ons is geanker in Christus wat al deur die voorhangsel is, verwysend na die tabernakel. Deur die voorhangsel is, maar ons is geanker in hom. Al wat nog moet gebeur is wanneer ons sterf hier, ons sal ingekatrol word hemel toe. Is dit nie amazing nie? Want dink gou daaraan, daai ouens, hoekom het hulle ankers in die hawe gegooi? Hulle het dit gooi sodat as daar 'n storm of 'n wind is of 'n stroom is in die aand dat hulle nie wegdryf nie. En dis presies hoekom ons geanker is in Jesus Christus. En dis hoekom die skrywer sê Christus is ons voorloper in vers 20. Verwysend ons sal ook daar uitkom. En wat vir my baie bemoedigend is dat ons is veilig alreeds. Ons redding kan nie weggeneem word. Niemand kan ons anker uit Christus uithaal nie. Ons is reeds geanker as ons weergebore is. Mense, in dit, mag ons as ons nou sing, as ons klaar die preek geluister het, mag ons veral vir hierdie punt die Here prys. Dis hoekom hy opgevaar het hemel toe, sodat hy ons ankers saam met hom kon neem. En dan die tweede rede, en ons eintlik baie meer, ek net so na die hoofgedeeltes verwys, is Christus moes opvaar om te heers. Nie net oor die wêreld nie, en die woord sê vir ons, sy naam is verhef bo elke naam in die hemele en op aarde, en dan sê dit vir ons dat die Vader alle mag en krag tans vir sy seun gegee het, wat heers oor alles. Maar ek wil vanaand fokus op Christus as hoof en heerser van sy kerk. Openbaring 1 vers 13 het ons nou gelees, en ek sê ons gaan weer terugkom hiernatoe. Het vir ons gesê, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Jesus is tussen die 7 kandelare, verwysend na in Openbaring die 7 gemeentes. Hy staan in sy kerk, hy is in sy kerk. Maar dan kom Openbaring 2 vers 1 en verduidelik dit nog meer vir ons en sê, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Christus wandel tussen sy kerk, in sy kerk en in ons. Nou, hoekom is dit belangrik om dit te besef? Natuurlik deur die Gees. Christus is in die hemel, die Heilige Gees is hierso op aarde. Hoekom is dit vir ons belangrik? En ons het so 'n bietjie 'n element van dit gedeel met die ouderlinge en diakens. Ek dink dit was eergisterand. Mense, ons sê baie keer, en ons almal sê dit, wie is die hoof van die kerk? Wie kan vir my sê? Jesus. Maar weet julle hoe min sien ons dit werklik en hanteer die kerk asof Jesus die hoof is? Nou wat ek daarmee bedoel, as jy simbolies, sonder om dit te besef, aan hierdie waarheid vashou, wat gebeur? Die dominee en die kerkraad word die heersers van die kerk. Of in ons geval, ons is 'n baptiste kerk, waar ons almal stemreg is, die kerk regeer die kerk. Maar weet julle wat? Christus, en hierdie is 'n waarheid, is 'n
aktiewe regerende hoof van sy kerk. Dis hoekom die skrif sê, hy sal 'n kerk se deure toemaak. Of hy sal 'n kerk se deure oop. Hy sal skape in die plaaslike kraal laat inkom, of hy sal skape uit die plaaslike kraal laat uitgaan. Hy is aktief besig om te regeer oor sy liggaam. Maar wat is dit behoort om vir ons te gee en te beteken? Rustigheid. Rustigheid in dit, want weet julle wat? Ek kom baie keer op plekke met die kerk waar ek oorweldig voel. Baie oorweldig voel. Wat moet ek nou doen? En nie net met probleme nie, maar as ek dink aan volgende jaar, waaroor moet ek volgende jaar preek? Wat moet ek daar doen? Wat gaan ek vir daai ou sê as dit gebeur? Maar hierdie element, hierdie waarheid bring vir my rustigheid. Want al wat ek moet doen is met wie gesels? Met die hoof. Wat moet ons doen as daar probleme is hier? Met wie moet ons gesels? Met die regerende aktiewe hoof wie Jesus Christus is. En dit bring ons by die volgende punt, en dis eintlik die interessante aspek wat ek vanaand met julle wil deel. En net voordat ek dit met julle deel, wil ek net graag hierdie sê. Asseblief, dit wat ek nou met julle gaan deel, gaan toets dit. Moenie my woord vat daarvoor, jy gaan toets dit. En dis eintlik wat julle met die hele preek elke Sondag moet doen. Gaan toets dit. Nee, is baie belangrik. En oor hierdie aspek wat ek nou gaan gesels, en is eintlik die hoop in Christus se terugkoms. Ek gaan nou glad nie vreemde goed met julle deel nie. Is daar baie verskillende sienings. En ek wil dit duidelik maak, alwaarin ons moet vashou op 'n basiese vlak, Jesus kom terug. Stem julle saam met my? Maar ek wil hierdie met julle deel, want dit is vir my baie bemoedigend. En op 'n dag waar ons dink aan Christus wat opgevaar het, dink ons natuurlik na sy terugkoms ook. En dit bring ons by Efesiërs 4 vers 8. Wat sê, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangene geneem en gawes aan die mense gegee. Nou kan julle vir my vra, nou wat het hierdie te doen met van ons se diens? En dit het te doen met die gevangenes. Paulus skryf hier en sê, toe Christus opgevaar het, hemel toe, het hy gevangene geneem saam met hom. Nou wie is hierdie gevangenes? Nou party sal sê dit is die ouens langs Jesus aan die kruis. Daar was tegnies gesproke net een wat geglo het. Maar dis nie eintlik waarna hy verwys nie. Nou om dit te verstaan, moet ons teruggaan na Lukas 16 toe. En ons gaan nie vanaand Lukas 16 lees nie. Ek gaan net vir julle die storie vertel wat Christus aan sy disippels en ook die mense wat daar was rondom vertel het oor die doderyk. En Christus kom en hy vertel 'n verhaal van die ryk man en Lazarus. En hy praat van die doderyk, dat die doderyk, en hierdie is nou baie belangrik die konteks, Jesus verduidelik dit voor sy kruisiging. Voordat hy die dood oorwin het en voordat hy opgevaar het hemel toe. Baie belangrik. Jesus op aarde was nog deel van watse verbond? Die ou verbond. Baie belangrik, die nuwe verbond was in sy bloed gekoop. Baie belangrik. So Jesus kom en hy sê, Lazarus is aan die een kant van die doderyk en die ryk man aan die ander kant. Lazarus sê hy is aan die paradijskant van die doderyk en die ryk man is in die tydelike helkant van die doderyk. En dit is waartoe almal gaan het, wat gesterf het in die Ou Testament, in die ou verbond. En Jesus verduidelik vir sy hoorders, sy skare, dat as jy die kant is, kan jy nie oorgaan die kant toe nie, en as jy die kant is, kan jy nie oorgaan die kant toe nie. Maar daar's iets wat baie belangrik is. Dies wat in die paradijskant was nog nie in die hemel by die Vader nie. So al was hulle in die goeie kant van die doderyk en Jesus sê hulle was in Abraham se boesem, verwysend, baie belangrik, soos wat ons nou ook in ons in Hebreërs sien, dat almal wat weergebore is, het vir Abraham as geestelike voorouder. Nee, baie belangrik. Maar dan kom Jesus en sê eintlik iets vir ons baie belangrik. Hulle is nog nie by die Vader nie. So al is hulle in 'n paradijskant, hulle is nog steeds 'n gevangene. Want onthou net een baie belangrike aspek. Christus het gesterf vir die Ou Testamentiese mense ook. Christus is die sleutel van die Nuwe en die Ou Testamentiese mense. Daar was nog nooit 'n ander sleutel nie. Christus was nog altyd die finale ewige hoëpriester, en hierdie is baie belangrik.
Want as ons sê hulle kon hemel toe gaan, dan was daar 'n ander sleutel. Christus moes eers die dood oorwin het vir hulle. En dan kom die skrywer in Efesiërs 4 vers 8 en sê, hy het die gevangene geneem saam met hom. En dis hoekom in Openbaring lees ons van die heiliges wat in die hemel is. Die gelowiges wat gesterf het vir Jesus Christus. En dan kry ons 'n paar verwysings na hierdie. En ek gaan vanaand so 'n paar met julle deel. Ek wou graag iets interessants ook met julle deel, dat julle 'n bietjie kan werk hier by die huis om te gaan kyk of ek nonsens praat. Die eerste verwysing wat ons verkry van die heiliges wat saam met Jesus nie net opgevaar het nie, maar eintlik nou saam met hom terug gaan kom op die wolke, vind ons in 1 Tessalonisense 3 vers 13. Dit sê vir ons die volgende. Dit sê sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid vir onsse God en Vader by die wederkoms van onsse Here Jesus Christus met al sy heiliges. Nou kan jy sê dit verwys nie dat hy saam met dat die groep wat saam met hom opgegaan het en wat gesterf het tot en met sy wederkoms, dit verwys nie dat hulle saam met hom kom, hulle verwys het na die heiliges. Maar dan kom 1 Tessalonisense 4 vers 14 en maak dit vir ons duidelik en sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Saam met hom bring. En dan is daar 'n Ou Testamentiese verwysing na dit in Sagaria 14 vers 5 wat praat oor die wederkoms en die eindtyd en waar hy sê, dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. En weet julle wat's amazing? Ons het baie keer hierdie prentjie van Jesus wat afkom op die wolke. Die res van die gelowiges wat al gesterf het, kom saam met hom. En weet julle wat? Dan kom ons by 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17. Wat praat oor nou dies wat nog lewe op aarde, die gelowiges as Jesus terugkom en dies wat saam met hom kom. En dit sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met 'n geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Nou kan julle vir my sê, maar Pieter, hierso staan dat die eerste sal opstaan, verwysend uit die dood uit opstaan, verwysend dat hulle nie in die hemel was saam met Jesus nie. Maar weet julle wat's besonder? As jy die Griekse woord gaan opsoek, verwys dit nie net na resurrection nie, maar ook vernuwing. Nou wat's die verskil? Wat's die verskil tussen opstanding uit die dood en vernuwing? Vernuwing beteken verheerliking. Want onthou tans, daai mense het gesterf, is by die Vader, want Stefanus maak dit vir ons duidelik toe hy sterf en hy kyk op en die seun staan langs die Vader om hom te verwelkom. Sê hierdie gedeelte vir ons, maar hulle kom saam en hulle sal eerste verheerlik word in die lig. En dan kom vers 17 en sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly wat nog gelewe het op aarde, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. En weet julle wat's my besonder van dit? Wat's my besonder is eerstens die skrywer skryf asof dit miskien in sy tyd gaan gebeur, in daai tyd. Maar ons weet dat dit nog eers miskien in die toekoms gaan gebeur, maar al hoe nader kom Jesus se terugkoms. Maar wat vir my amazing is, hier is nie behoort om vrees te kweek. Dit behoort om 'n prentjie te skep in jou denke as jy in die aande lê en dink daaraan. Ek weet nie of julle so vreemd soos ek is nie. Wat dink aan hoe dit moet lyk en alles. Dit skep meer 'n waarheid en 'n prentjie. Maar onthou net een ding van Jesus se terugkoms. Die woord sê hy sal soos 'n dief in die nag kom, maar nie vir ons nie. Hy sal soos 'n dief in die nag kom vir die wat nie in hom geglo het. Mense, hier is nie iets wat ons moet vrees kweek in ons harte nie. As die wêreld donkerder raak en op 'n dag soos vandag wat ons Jesus se opvaarding vier, is behoort om vreugde te kweek want dit is naby. Nie naby soos môre nie, ek weet nie.
naby miskien soos 10 jaar of 100 jaar, ek weet ook nie. Al wat ek weet is, die wêreld raak donkerder. Maar die vraag is op hierdie punt, raak jy saam die wêreldstans? Raak jy ook donkerder in party aspekte? Is daar tans in jou lewe aspekte wat gevoelloos is teenoor die woord en die Gees? Want om eerlik te wees, moet almal sê ja, want niemand is perfek nie. As jy nou tans voel, nee, daar is nie, mense, is daar groot fout. Is daar groot fout, want jy is nie perfek nie. Maar onthou, Jesus tree in vir ons en ons is volmaak, of volmaak gered, volkome gered, sê die skrif vir ons. Hierdie is die realiteit en die waarheid. Ons ankers lê al tans klaar in die hawe. Die vraag is net, gaan ons nou begin lewe asof ons alreeds in die hawe is? Asof ons reeds met 'n werklikheid glo dat ons hemel toe gaan. En dan wil ek graag deel, ek sien tannie Susan is nie hier nie, maar haar seun Donitian, ek verwys baie na dit, het dit vir my so mooi gestel met een van sy preke. Die toppunt van alle vreugde is om eendag van aangesig tot aangesig die Here te aanskou. En dis die bron van alle ander vreugdes. Mense, hou ons daaraan vas. Dan kom ek wees eerlik met julle, baie keer gaan ek ook huis toe, dan as ek moeg en dan hou ek aan tydelike geluk vas. En al wat ons moet doen is weer eens, jy kan dit nie self verander nie. Nader die Here en vra hom, Here, vernuwe my denke, help my om aan hierdie waarheid vas te hou, help my om te besef ek's geanker in Jesus Christus, hy het dit vir my gewaarborg in die woord, en hy het dit gekoop met sy bloed, en die woord sê, almal wat Christus voor gesterf het, en wat sy Vader vir hom gegee het, sal hy verkry. So mag ons nou vanaand, dit is weer het ek nou weer iets gedoen, Robbie? Jo, ek dink dit is Tiaan. Maar mag ons dan nou vanaand staan en nadat ek gebid het, saam sing, en mag ons hierdie keer, ek weet ons het nou lekker gesing, let op die woorde. Moenie net lekker saam sing nie, let op die woorde wat jy spreek, want weet julle wat, as ons sing, praat ons ook met die Vader. Mag dit woorde wees wat uit die hart uitkom en nie net doelloos gespreek word nie. Mag dit betekenis hê as ons die Here prys nou en loof vir wat hy 2000 jaar terug vir ons gedoen het. Maar ook wat hy nog vir ons gaan doen as sy seun terugkom. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, waar ons nou in eenvoud gekyk het na die seun wat opgevaar het hemel toe, maar ook besef het dat hy opgevaar het ter wille van my en van ons wat hierso sit vanoggend. Vader, sodat hy kan intree vir ons by U. Want nie een van ons lewe perfek nie, en juist daarom het Christus gekom, sodat hy ons imperfeksie deur sy bloed perfek kan maak. En Vader, sodoende mag ons op 'n vernuwe manier vanaand hier uitstap. En besef ons is geanker in U seun wat reeds deur die voorhangsel is, wat reeds by U is, Vader. Want Vader, baie keer vergeet ons hierdie groot waarhede. Dat daar is nie 'n maybe is ek gered nie, maar daar's of ek is nie, of met 'n sekerheid ja ek is. En Vader, as daar vanaand iemand is wat onseker is, Vader, mag U Gees klop in hulle harte nog soos nog nooit tevore nie. Vader, mag ons as boeties en sissies in hierdie kraal wat U ons geplaas het, uitreik na die wat twyfel het. En Vader, nog meer, mag U die vrymoedigheid in hulle harte plaas om ook te gesels met iemand in die kerk. Vader, baie keer met die dinge van die geloof is ons baie hoogmoedig. Ons wil nie erken iets is fout of ek het twyfel in iets nie. Ons sit hierdie front op en ons kom elke Sondag en elke Bybelstudie kerk toe, want die wêreld
is lekker en 'n lied daar buite. Maar Vader, die harde realiteit is, elke een van ons sukkel met dinge by die huis. Elke een van ons sukkel met dinge binnekant ons. Elke een van ons sukkel met dinge met ons in ons huwelik, met ons kinders, liewe Heer. En Vader, sodoende vra ek, mag U juis in ons harte nou werk dat ons dit na U toe bring. U is die geneesheer. U is die heerser van die aarde en die hemele. U is die hoof van die kerk en U is ook sodoende die redder van ons siele. Vader, mag ons dit besef en U nou prys daarvoor. Amen. Staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm en jou te laat groei en ook deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie julle.